Nou ons staan hier so by Kleinfontein waar 'n vergadering plaasgevind het om die Boere-Afrikaner Volksraad weer in die lewe te roep. En hier langs my staan die huidige voorsitter van die Boere-Afrikaner Volksraad, meneer Steyn van Ronge. Oom Steyn, wat het nou gebeur? Kan jy net vir ons kykers so min of meer verduidelik wat het nou gebeur in hierdie vergadering hierdie naweek? Nee, daar is 'n adviesraad saamgestel wat dan nou eintlik in 'n mate het die Boere-Afrikaner Volksraad se mandaat wat ons gehad het uitgeloop. Ons kon hom nie volbring nie want ons binnelandse remedies was nie almal uitgeput geweest nie. En die gedagte het gekom dat daar 'n adviesraad saamgestel moet word wat dan nou deur kundige persone beman sal word en dan aan die Boere-Afrikaner Volksraad advies sal gee en dat die Boere-Afrikaner Volksraad op die einde van die dag die spreekbuis van die adviesraad en die gedeelte van die volk sal wees. Verstaan ek dit reg as ek sê dat die BAV, wat ek sommer beteken nou die Boere-Afrikaner Volksraad, is dan eintlik 'n volksverteenwoordigende liggaam. Is dit korrek? Dit is so, toe ons tot stand gekom het, was ons demokraties verkies deur 'n hele aantal kiesers wat stemgeregtig was en gestem het. En dit was die oorsprong aanvanklik in 2011 van die Boere-Afrikaner Volksraad. Julle is nou getaak of op versoek van die adviesraad om dan nou julle mandaat reg te stel en seker te maak dat dit reg sodat julle werk reg kan doen, laat ek dit so stel vir die toekoms. As daar iemand is wat voel hulle kan bydraes maak, kan so iemand insette nog lewer of kan hulle julle kontak of hoe gaan ons maak om seker te maak dat ons al die oplossings kan oorweeg wat op die tafel is? Ek dink daar kan baie wees. Ja, nee, natuurlik, in die hart van die saak sal ons baie dankbaar wees as daar enige ander buitepersone, kundige persone oor die totale spektrum, het sy van politiek en van volkswees, na vore sal kom om deel te neem aan die hele proses. Ons sit in 'n land waar fiasco tans plaasvind en dat die blanke in Suid-Afrika moet sy eie tuisland hê. Nie 'n tuisland nie, moet sy eie grondgebied hê waar hy homself kan regeer en sy eie taal en Christelike normes en standaarde kan toepas. Ons kan nie langer mee bly in die stelsel waarin ons nou vasgevang is nie. So die woord wat ons wil gebruik is selfbeskikking. Julle het al die eerste ronde julle mandaat uitgevoer oor selfbeskikking en julle het hom al deurgetrap. So 'n bietjie net gou terug, as ons terugkyk na wat julle reg gekry het en wat julle bereik het daarso, kan jy net vir ons kykers min of meer 'n idee gee? Ja, daar is 'n hele dokument opgestel deur wyle Paul Creer wat 'n prokureur was. Ons het self so ver gegaan om dit al in die buiteland te bemark. Maar op hierdie stadium soek ons steun. Ons moet bewese steun hê om hierdie mandaat te volbring. Die Boere-Afrikaner Volksraad is nou nie 'n bedreiging vir ander volksinstansies en organisasies nie. Is ek reg as ek dit sê? Julle is eintlik maar net oorhoofs of samewerkend tot daai organisasies. Nee, ek glo ons is samewerkend en ons reik ook die hand van samewerking teen almal wat voel dat hulle hierdie saak van die boer in Suid-Afrika wil ondersteun. So 'n laaste vraagie net ter aansluiting van ons boere. Jy self is 'n beesboer. Jy het beeste, die back and closure situasie in Suid-Afrika, jou standpunt persoonlik miskien dalk nog nie van die Boere-Afrikaner Volksraad nie, want julle wag nou eers vir 'n paar tegniese regsaspekte wat moet plaasvind, maar vir jouself, jou persoonlike opinie oor dit. My persoonlike opinie quote is dat hierdie is 'n proses van grondonteiening sonder vergoeding. Want hulle gemaak dit vir ons onmoontlik. As ek my hele beeskudde verloor, wat gaan van my grond word? Ek sal moet wegtrek as met my buurman of in 'n distrikgebied. Gaan hierdie honderde plase leeg lê en hulle gaan net beset word deur hierdie klomp sprinkane. Dink jy dat die regering of die minister van landbou dit sal regkry om back and closure vinnig te kan draai? Wel, ons hoop dit so, maar ek twyfel of die regering van die dag en John Steenhuisen as die minister van landbou enigstens iets gaan uitrig. Op hierdie stadium is daar geen enstof in Suid-Afrika beskikbaar nie, alhoewel ek het ander inligting waaroor ek beskik, en dat hulle sê vir 3 maande voor die enstof in Suid-Afrika kom. Die realiteit is, wanneer back and claw by my uitbreek, is my grond in kwarantyne en mag ek vir 1 jaar lank
niks verkoop of inkoop nie. Daar is hy so praat oom Steyn van Ronge, ook 'n boer daar in die Zastron omgewing. En as jy meer wil weet oor die Boere-Afrikaner Volksraad, ons sal die nommers en die kontakbesonderhede op die skerm gooi. Kontak hulle gerus en vind meer uit oor wie die Boere-Afrikaner Volksraad is, gesels met hulle en maak kontak waar jy kan. Dan praat ons weer volgende keer. Mooi loop.